Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Saterdagoggend. Ja, dit is amper al 6:30 en dis nog eintlik donker by ons. So die son wil daar onder die wolke uitkom. So dis 'n perfekte dag vir pannekoek. So ek nooi elkeen van u kom na ons mark toe vanoggend hier in Wenen. Maar ek kort ook nog 2 helpers. So as daar enigiemand is wat dalk lus is om te kom help om pannekoek te verkoop of pannekoeke te rol, asseblief, dit sal baie gaaf wees. Ons gaan voort ook met Jesaja 41. Wanneer ons met dit voortgaan, moet jy onthou, nou, ons is nog steeds in daai situasie waar God eintlik 'n hofsaak het teen die ander gode. So aan die een kant verteenwoordig God sy volk, sy mense, maar aan die ander kant is dit die afgode en hulle afgodsdienaars wat teen God te staan kom en wat dan eintlik half leeg en nutteloos is. Nou, as jy verstaan hoe hulle die beelde gemaak ook, nou eintlik was dit veronderstel dat die beeld van goud gemaak moet word, maar dan het hulle die beeld van hout gemaak en dit net oorgetrek met goud. En God sluit aan by hierdie leegheid of niksheid, wat dit is eintlik nou niks werd nie. So kom ons gaan aan, ons lees vanaf vers 25. Ek het hom uit die noorde opgewek en hy het gekom. Vanwaar die son opkom sal hy my naam aanroep. Hy vertrap landvoogte soos kleigrond, soos 'n pottebakker die klei trap. Wie het dit van die begin af aangekondig, sodat ons kon kennis neem, van tevore al, sodat ons kon sê, hy was reg. Daar is niemand wat dit aangekondig nie. Niemand wat iets laat hoor nie. Ja, niemand wat julle woorde hoor nie. Ek was die eerste om aan Sion te sê, kyk, hier is hulle wat dit verkondig het. Aan Jerusalem gee ek 'n boodskapper van vreugde. Ek kyk rond, maar daar is niemand nie. Onder hulle is daar nie een wat kan raad gee nie. Ek vra hulle, maar hulle antwoord nie. Kyk, hulle almal is niks. Hulle dade is niks seggend. Wind en leegheid is hulle gegote beelde. Vriende, dalk moet ons dit vandag weer hoor. Wind en leegheid is hulle gegote beelde. Enigiets anders as God is uiteindelik leeg. Maar God het sy volk raak gesien. Die teenstelling word so mooi gewys hier, dat hier is die volk in ballingskap. Hulle was verneder. Nou hoor hulle, hier kom 'n boodskapper wat vir Jerusalem 'n boodskapper van vreugde bring. En hulle het vir 70 jaar nooit 'n boodskap van vreugde gehad nie. Hier kom 'n boodskapper wat vreugde bring. En ons het gelees hier in vers 25, lees ons van, ek het hom uit die noorde opgewek en hy het gekom. Dis die eerste keer in Jesaja wat ons lees van Kores. Nou, onthou nou die geskiedenis. Hier is al die Jode in ballingskap in Babylonië. Dis die tyd wat jy in die Bybel lees van Nebukadneser en van die Daniël in die leeukuil, daai tyd in die geskiedenis. Uit die noorde het Kores opgestaan as 'n magtige koning en hy het toe nou Babylonië later kom en ek vernietig. En wat hy gedoen het is, hy het al die volke wat daar woon, dit was nie net Israel of die Jode wat in ballingskap daarin gevat is nie, die Babyloniërs het dit met ander volke ook gedoen. Hy het hulle almal laat terugkeer na hulle eie lande toe. En hier sê die Here dat
hy self is wat hierdie Kores gestuur het om Babylonië te straf, maar eintlik om sy volk te kom red. Hier is die waarheid dat dis nie hierdie magtige konings en magte wat regeer nie. Dis God wat in beheer is. En vriende, ons het eergister, donderdag het ons hemelvaart gevier. Ons het vir mekaar in die kerk gesê dat een van die goed wat Jesus daar doen, is dat Jesus sit aan die regterhand van die Vader en daar regeer hy. Nie die regerings en die politieke partye in die land nie, nie wêreldmagte nie, maar Christus regeer. Dit is tyd dat ek en jy daai belydenis baie ernstig opneem. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat U regeer. Nie ander gode nie, nie ander magte nie, nie ander leiers nie. U regeer. U is in beheer. Here, ons sing dit met oorgawe in die kerk, maar in ons eie lewe twyfel ons baie keer. Help ons om aan U belofte vas te hou. Maak ons geloofsoë oop, sodat ons kan sien waar U in beheer is. Bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.